So baie dalk verveel ek jou. Ek wonder of ons besef wat ons sê as ons begin sing. Dis eintlik 'n belydenis. Ja, jy kan die sitplek neem. Dis eintlik 'n belydenis. Ek wil nou vir jou sê, soos 'n boom geplant is, lei my Here, lei my na die waters, lei my na die woord, lei my na Jesus toe, lei my in die ewige lewe in. Dis 'n baie gevaarlike stelling om te maak as jy dit nie bedoel nie. Here, asseblief laat die Heilige Gees in ons reën vanmôre. Here, dat ons lewe verander, dat ons God wil dien met gees en met waarheid in Jesus naam. Here, vandag moet 'n lewensveranderde dag in elkeen van ons se lewe wees. Anders dan mors ons mekaar se tyd. Here, ons wil meer van U hê. Ons wil meer van U wees. Ek dink aan Salomo toe Fransis dit gisterand lees. Hy het net wysheid gevra. Ons vra net salwing van die Heilige Gees. In Jesus naam, amen. Baie dankie julle. Christen se verantwoordelikheid. Ek as Christen, jy as Christen, het 'n verantwoordelikheid wat ons nie altyd besef nie. Ek het hierdie baie goeie vriend van my, en hy sê vir my, jy preek te veel bekering. Gaan preek vir die onbekeerdes. Ons wat hier sit is op 'n next level. Ek sê, ek gaan net sê wat God sê ek moet sê, en God sê, ek en jy moet daagliks tot bekering. Hulle het eendag, ek was laasweek by die pastore bid hier, en iemand sê vir my, Jan, hierdie Ben Loubser, as jy 'n rok of 'n broek oor 'n besemstok hang, dan wil hy hom ook bekeer. As jy onbekeerd is, gaan jy hel toe. Luister, kyk, lees daar. What a heartbreak it will be to live an almost Christian life. Dis Christene. Then almost get into heaven. Dit gaan nie vir my oor die hemel nie. Daar's ouens wat so opgewonde is oor die goue strate. Ek beloof jou, die straat is dalk modder, maar die heerlikheid van God laat dit lyk soos goud. Ek gee nie om wat dit is nie. Ek wil daar wees, nie vir die goue strate nie. Ek wil daar wees omdat ek naby Jesus wil wees. Oor ek God wil sien in sy heerlikheid. Ek wonder of ons God gaan sien in sy heerlikheid. Want hy gaan so groot wees, ons het dan gelukkig 'n nuwe liggaam wat dit kan verwerk. Hierdie een kan nie. Elke besluit in my en jou lewe het 'n gevolg. Elke besluit, en ek onthou toe ons al die kinders, ek sien my kleindogtertjie sit daar heel agter, en ek weet op haar ouderdom wil Leonie ook groot wees. Dat sy haar eie besluite kan neem. Dat sy kan self ry wanneer sy wil ry, self 'n beursie vol geld. Dis nie so maklik as dit klink nie, my kind. Ons het vinnige besluite wat ons moet neem, en ons het meer ingewikkelde besluite wat ons moet neem, en ons het party lewensveranderde besluite wat ons moet neem. Ek onthou toe ek in graad 12 was, Maart maand, toe wil ek 'n dominee word, en ek vra my pa, stiek my 'n paar rand, ek wil 'n dominee word, en hy sê, my kind, jy is so dom, jy gaan nie eens matriek maak, en dan wil ek my geld op jou mors. En ek neem 'n besluit, as 'n kind van 16 of 17, dan gaan ek môre uit die skool uit. En as ek vandag daaroor terugdink, dan besef ek, hoe gevaarlike keuse moes ek maak, hoe groot besluit moes ek maak. Ek koop vir my 'n splinter nuwe Big Six uit die boks uit, net toe ek uit die army uitkom. Toe is my salaris R200 en sy paaiement is R198. So as ek my kar betaal het,
Dan stoot ek hom uit die motorhuis, dan polish ek sy tyres in die binnekant, dan stoot ek hom terug en maak hom toe met 'n hand met 'n doek. En jy geld vir petrol nie. Ons neem hierdie besluite, en ek dink die grootste besluit wat ons almal op 'n stadium moet neem is, Francis, sal jy met my trou? Ek moet julle vertel. Nou wil ek al vra om te trou, maar ek is bang vir hierdie trou ding. Dit klink vir my iets verskrikliks. Nou sê ek gaan jou 'n vraag vra, maar jy mag nie antwoord nie. Sy sê, wat? Ek sê, jy mag nie antwoord nie, dis donderdag aand. Volgende donderdag aand gaan ek jou dieselfde vraag vra, dan mag jy antwoord. Sy sê, dit maak nie sin nie. Ek sê, jy moet gaan bid hieroor, jy moet gaan dink hieroor, want dit is 'n lewensveranderde vraag. Ons lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie. Sy sê, goed. Ek sê, Francis, sal jy met my trou? Sy sê, ja, ek sê, nee, jy moet gaan bid. Nou ja, skree nie, jy weet nie eens of jy my wil hê nie. O, ek weet. Ek wonder of sy geweet het. En toe het ons 'n ander groot besluit geneem. Ons wil kinders hê. Dit is 'n ingewikkelde besluit. Julle jongetjies, luister vir die oom. Ons neem daaglikse besluite, natuurlike besluite, tydelike besluite. Die belangrikste besluit wat ons nooit neem nie, is ons ewige lewe. Ons neem nie daai besluit nie. Ons is te besig om klein goedjies oor te worry, wakker te lê oor die ekonomie in hierdie terroris wat nou in Amerika was. Ons is so besig om oor hulle te worry, dat die belangrikste besluit wat ek en jy moet neem, is waar gaan ek die res van my lewe spandeer? Die res van my heelal tyd, dit hou nie op nie. Ek het nou die dag 'n ding op Facebook gesit en vir almal gestuur wat wou gehad het, van 'n tou. En hierdie tou het so 'n stukkie rooi en die res van die tou spierwit, maar hy's biljoene myle lank en hy eindig nie. Hulle sê hierdie stukkie rooi is nou. Dis nou, dis waar ek en jy nou is. En ons is so bekommerd oor die rooi. En ons is so min geïnteresseerd in die lang wit tou. Dat ons nie ernstig genoeg is oor ons godsdiens nie. Ons is nie ernstig genoeg om te sê, dear Lord Jesus, change my life. Ek moes dit besluit, Francis moes dit besluit, elkeen van u wat hier sit moet dit besluit. Ons wil nie hê mense moet vir ons voorsê nie. Ek wil nie daaroor praat nie. Ek kry in die dorp 'n tannie, sy loop so. Sy kan nie loop nie en ek sê vir haar, tannie, kan ek vir jou bid? Sy sê, nee! Ek kry ook maar seer, ek voel ook afgehaal, ek draai ook maar om, jou mense het gesê, ster tussen die bene, en ek dog, jy stupid. This can change your life. Jy sê, nee, ek wil nie oor my ewige lewe praat nie, eerder self verdediging. Die oomblik as ek sê, jou lewe is nie reg nie, wie gee jou die reg om vir my te preek? Onmiddellik spring ouens op en hulle probeer hulle self verdedig deur te stry. Onmiddellik, ek is okay. Ek wil net vir jou sê, Ben Loubser, daar's baie slegter mense in jou kerk as ek. Dit is dalk so, maar ek worry nie oor hulle nie, ek worry oor jou. Hoekom? Want God het gesê, vra vir hierdie persoon, en vanmôre sê God vir my, Ben, hoe belangrik is jou ewige lewe? Nie of jy preek, en of jy 1000 aanhangers het, en op die TV en die wêreld, dis nie belangrik nie. God wil weet, of ek gereed is. Ek is hierdie befaamde Christen prediker. Dit beteken niks.
Jy sit in die voorste ry, jy sit in die middelste ry, jy sit in die agterste ry, jy speel in die band, jy is een van die bidders, jy is dalk een van die pastore. Dit is nie belangrik nie. Ek is okay, ek weet jy wat? Genade onbeskryflik groot. Ons is so maklik tevrede met so min. As ek en jy sal besef wat God vir ons in store het, as daar 'n uitnodiging kom, wie wil vermoere sy lewe verander na Jesus toe? Sou jy opgespring het en as jy nie kon loop nie, sou jy geleopard krol het om hier voor te kom. Maar weet jy wat, ek en jy is so tevrede met myself. Al my foute is tog klein foutjies. Weet jy wat, ek maak ook 'n T-rekening en dan sê ek die goed wat ek reg doen en die goed wat ek verkeerd doen. En die goed wat ek reg doen is so lank en die goed wat ek verkeerd doen, nou ek weet nog gewoonlik wat om aan te skryf. Ja, dis net 'n grap. My verkeerde kant lyk baie slegter as my mooi kant. Want ek moet daagliks tot bekering kom. Ek moet daagliks vra, Here, verander my lewe. Op 'n skaal van 1 tot 10. Hoeveel goed doen jy reg? Of hoeveel goed doen jy verkeerd? En ek praat nie nou of jou kar skoon is en sy tyres gepolish is nie. Ek vra nie nou of jou huis geverf is nie. Hoe lyk jou verhouding met God? Regtig. As jy, dis waar ek glo daar moet 'n binnekamer wees. As jy daar ingaan en jy maak die deur toe en jy gaan lê op jou maag, kan jy niemand blaf nie. As Fransis daar sit, kan ek haar blaf. Wel, ek dink nie sy nie mag gaan try. As jy voor God lê, gaan mooi praatjies jou nie help nie. As jy voor God lê, gaan jy nie help jy lieg nie. Gaan jy nie probeer om 'n rad voor die oë draai nie. Ek is baie geliefd deur mense. Ek gaan hemel toe. Ek is 'n goeie mens. Ek gaan hemel toe. Ek bak koeksisters vir die kerk. Ek gaan hemel toe. Ek is 'n predikant. Eendag dan gaan ek seker daarom voor in die hemel sit. Ek speel in die band. My liewe mens. Weet jy wat sê mense vir my? Ja, maar jy moet verstaan, God ken my omstandighede. Verseker ken hy jou omstandighede. Hy het 'n plan. Hy het 'n plan oor jy vermoere hier moet wees. Verstaan ek dit? Nie altyd nie. Verstaan ek leessitplekke? Glad nie. My liewe mens, ek en jy is swakkelinge. Ons is te besig. Ons is daarom nie so ver van die pad af nie. Op 'n skaal van 1 tot 10 doen ek daarom 3 of miskien 7 goed reg. Ek gaan kerk toe. Ek sing in die band. Ek gebruik my talente vir God. Ek glo God moet maar tevrede wees met my. Ek is okay. Ek doen my kant, ek bring my kant, ek doen my plig. Ek het vanmôre self hiernatoe geloop en R1000 in die kas. Gooi mooi, ek is bly. Ons verkoop die kaartjies vir die hemel uit daai kasse. Daai kas is vir die ligte en die matte en dis waar dit voor is. Mense dink jy koop 'n kaartjie daar. Dis nie belangrik nie. God moet tevrede wees met 'n almoes. God moet tevrede wees met my tyd soos ek het bestuur. Hy moet tevrede wees want ek het ook 'n opinie, you know. Ek kan ook besluite neem en ek het besluit, Here, hierdie klein deeltjie van my lewe is U se. Sondagoggend 9 tot 10. Okay, ek maak dit altyd so 15:15. God, jy moet tevrede wees. Want U moet verstaan hoe besig ek is. U moet verstaan dat ek het kinders op skool. Ek sê altyd vir my kinders, vir mense wat vir my sê,
Ja, maar ek het klein kindertjies, dan sê ek, dink jy, Rosanne en François is gebore op 28. Hulle was ook babietjies. Hulle het ook gehuil en getots en, François, die poef kom hier by sy rug uit, sy ma is nie daar, en ek trek hom uit, ek spuit hom in die housepipe. Ek sê, daar is 'n manier wat papa jou skoon maak. Ons kinders is nie groot gebore nie. My liewe mens, ek sê so maklik, ek is moeg. Ek is moeg vir die kerk, ek is moeg vir die pastoor, of die dominee as jy ingeskakel is, of wie jy ook al, hierdie ou wat knaand aan my deur klop, en sê, kom saam, kom kerk toe, gee jou hart vir die Here, hou op syp, hou op vloek, hou op rondneek met ander, 'n derde party in jou huwelik. Ek is so moeg vir ouens wat my wil leer. Ek is 'n groot mens. Gaan preek vir die onbekeerdes. Nie vir ons wat bekeerd is nie. Ons is okay. Vraag is, my liewe mens, is ons okay? Jesus het aarde gekom, en weet jy vir wie het hy gepreek? Vir die predikante. Daarom sê Paul Washer, weet jy wat is die fout in die kerk vandag? Predikers, nommer 1, want hulle bespreek nie meer die woord nie, hulle lieg en hulle smeer sugarcoat, nommer 1, nommer 2, vir die wat daarna luister en dit nie leef nie. Ek hoef nie meer die Bybel te lees nie, ek ken hom uit my kop uit. Ek is moeg om geoordeel te word. Het jy dit al getraai? Glo my, jare terug het ek dit ook getraai. Ag, my pa, hy was so graag gehad dat ek moet gedoop word. Ja, dan moet my ma koffie maak, my stiefma, maak sy koffie. Dan sê hy, gee hy beskuit aan, dan vat hy beskuit. Dan sê hy, dis nie doop nie, dis doop. Dan doop hy, jy sien net koffie en beskuitspat. Dan is ek ook geïrriteerd. Nou het ek 'n handdoek nodig, toe maar ek is braaf. My liewe mens, ons is nie ernstig oor God nie. Ons sit in die kerk, ons sit hierdie stoele deur. Ons sing hierdie liedjies, hande in die sakke, ons ken dit uit ons kop uit. Maar ek en jy worry oor wie my oordeel. Daar's 'n groot verskil tussen oordeel en beoordeel. 'n Morawiese verskil. Ek is nie hier om jou te oordeel nie. Ek is hier om jou te waarsku, want die woord van God sê ek moet jou waarsku. Die woord van God sê, ek moet my hand afdroog want ek vat die Bybel nat. Die woord van God sê, as ek vir jou sê, hierdie en daardie een is verkeerd, en jy waarsku hom nie, dan is julle bloed aan my hande. Dit geld vir my vrou, my kinders, my kleinkinders, julle wat hier sit, julle wat ingeskakel is, julle wat in Hong Kong bly en na my luister op die TV of YouTube. Johannes 16:8. En as hy, Jesus, kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Jesus gaan ons nie oordeel nie. Jesus kom nie om ons te oordeel nie. Hy kom om ons lewe te gee. Dis oor hy in die eerste plekkie was, dis oor hy terugkom. Onthou, volgende Sondag is Hemelvaart. Dis eintlik donderdag, maar ons gaan dit hier Sondag doen, want donderdag werk almal. Niemand oordeel jou nie, maar God deur mense. Dit hoef nie noodwendig ek te wees nie. Dit kan dalk jy wees. Wat iemand nader roep en sê, weet jy wat? Jy leef nie reg nie. Ja, maar ek wil nie soos jy wees nie. Moenie soos ek wees nie. In hemelsnaam, moenie wees soos Ben Loubser nie. Wees soos God sê jy moet wees. Ek is nie hier om punte te maak nie. Ek is hier om vir jou te waarsku. Want ek sit in 'n gemeente, nie net hierdie gemeentetjie nie. 'n groot, baie groot gemeente. Op die sosiale media. En weet julle wat gebeur? Ek is hier om te waarsku.
En God waarsku vermoere Christene. Hy praat nie met die onbekeerdes nie. God praat vermoere met die bekeerdes. Die mees bekeerde een wat hy moet wees, is veronderstel om ek te wees. En hy praat met my. Johannes 12:47. Ek moet dit lees en ek gaan dit stadig lees. Ek het dit bietjie vergroot hier, laat ek mooi kan sien. Anders moet die ou baas sy bril opsit. Waar is hy? Daar lê hy. En as iemand, daai iemand is jy. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat 'n titel jy het nie, maak nie saak hoe belangrik jy dink jy is nie, maak nie saak hoeveel mense van jou hou en hoe gasvry jy is en hoe lekker beskuit jy kan bak nie. Daai iemand is jy, daar voor die TV. En as iemand na my woord luister en nie glo nie. Nee, ek glo die woord. As jy het geglo het, sou jy dit gedoen het. Hoekom stop jy by 'n rooi verkeerslig? Okay, nou nie as jy 'n taxi is, maar ons gewoon is. My liewe mens, want jy weet, jy glo, jy moet by 'n rooi lig stop. Dan stop ek. Maar as die woord van God sê doen, moenie doen nie. Dan glo ek dit nie. Ek oordeel hom nie. Luister wat sê Jesus. Hy sê ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. God is hier vermoere. Ek en jy is in die huis van die Here om gered te word. Nie om geoordeel te word nie, nie om pak slaap te kry nie. Baie mense sê, hier is 'n tannie, sy sê, man, en ek gaan ook nie meer na jou luister nie, want al wat jy doen daarvoor is gee ons pak. En dan doen jy die hele tyd uit die Ou Testament. Ek weet nie wat in die Ou Testament al mee te doen. Sê tannie, as ek sou pak gee, doen ek dit op 'n ander manier, vra vir Rosa en vir François. Hulle het pak gehad. Ek is nie bang om my ou pak te gee. Ek is hier om jou te waarsku vermoere. Maak nie saak wie jy is nie. My liewe mens, ons is lou en ons gedra ons lou. Wag, ek gaan aan verder lees. Wie my Ekskuus tog. Wie my verwerp en my woord nie aanneem nie. As ek hierdie woord van God nie aanneem nie, hoe neem jy hom aan? Jy doen wat hy sê. Jy skeer nie bladsye uit wat jou nie pas nie. Jy trek nie versies dood, soos die Romeinse Katolieke en 'n paar van hulle afstammelinge nie. Jy verander nie die woord. En nou besluit jy, weet jy wat, LGBTQ is nie so bad nie, want dit is tog net liefde. Dis nie wat God sê nie. Dis wat mense sê. Wie my verwerp en my woord nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Wie is die een wat my en jou gaan oordeel? Luister, God is good. Hierdie is die wonderlikste besitting. Wie het nie 'n Bybel nie? Jy kon 1% gehad het vanmôre. Een wat hom oordeel, een wat my en jou gaan oordeel, die woord wat ek gespreek het. Die goed wat die woord van God sê, moet met my en jou praat. Dis nie 'n dooie boek nie, dis die geskrewe woord van 'n lewende God. Ek en jy moet by 'n punt kom, wat as die woord sê ja, moet hy sê jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. Want ek het nie uit myself gespreek nie. Jesus sê, hoor jy, ek het nie vir julle, ek sê altyd, man, as julle almal na my luister, is julle almal stommers. En dan sê 'n paar ouens boe en dan praat ek uit myself uit. Ek praat nie vermoere uit myself uit nie. Ek praat uit die woord van God deur die krag van die Heilige Gees. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het. God sê, gaan waarsku die wêreld. En Jesus word gebore. En op 12 begin hy die predikante, die skrifgeleerdes en die fariseërs
te leer. Hy het my gebod. Hy het my 'n gebod, want daar's 'n in. God, het my Jesus 'n gebod. Ek het hier ingesit in pers, 'n opdrag gegee, wat ek moet sê, en wat ek moet spreek. Jesus het nie uit syself hiernatoe gekom en gesê, hoor jy, ek wil julle gou 'n paar triks leer, en ek wil julle gou 'n paar goed vertel, en ek sê, dis reg en dis verkeerd, en dis reg en dis verkeerd nie. Hy het 'n opdrag gekry van God. En die opdrag bly dieselfde, of jy nou wie is, en of jy nou wat is, en of jy in watter gemeente is, en watter kerk jy is, dis nie belangrik nie. Hierdie is belangrik, die woord van 'n geskrewe woord van 'n lewende God. Dis die opdrag, dis die gebod, wat God vir Jesus gegee het. En ek, Jesus, weet dat sy gebod, God se gebod, die ewige lewe is. Ek dink ek kan jy met so 'n bietjie stil staan vanmôre. Maak jou oë so vir 'n minuut toe. Come Holy Spirit, speak to me. Ek is moeg om na Ben te luister. Ek is partykeer moeg om na myself te luister. Maar ek wil hê die Heilige Gees moet met jou praat vanmôre. Wat ek dan spreek, sê Jesus, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Jy al gedink wat is Jesus, wat sê Jesus? Het jy al gedink wat is God se wil? Wat ek en jy nie doen nie? Ek het dit uit die woord aangehaal, want mense hou daarvan om vir predikers te sê, man, dis jou opinie. Dis nie noodwendig my opinie nie. Nou, ek het nie 'n opinie vanmôre nie. Ek staan self voor God. Daarom is my skoene uit. Van die grond waarop ek staan is heilig. Ek staan voor 'n lewende God. Hy sê ek is die skade weer langs jou, ek is die Heilige Gees in jou. En ek moet vanmôre oor myself besluit. Ek kan nie eens oor Fransis en my kinders en kleinkinders besluit nie. Ek kan nog minder vir jou besluit. Jy moet vanmôre 'n besluit neem. Efesiërs 6:5-7. Wees gehoorsaam aan die Here. Ek gaan nou net die shorthand lees. Wees gehoorsaam aan God. Waar gaan ek weet wat moet ek doen? Dis in sy woord. Partykeer kry jy 'n persoon wat hier bo staan, en ons is baie bevoorreg by Jesus' lig. Staan 'n ou hier en hy verduidelik jou die woord. Nie omdat hy wil slim wees nie. Ek sê altyd, as jy so oud soos ek is, weet jy hoe dom is jy regtig. Hy's nie hier om jou te vertel hoe slim hy is en hoe goed hy die woord ken nie. Hy's hier om vir jou te sê, soos die Heilige Gees vanmôre vir my sê, wees gehoorsaam aan Jesus Christus en God die Vader, en jy hoef dit nie jouself te doen nie, deur die krag van die Heilige Gees. Soos aan Christus, nie met oordiens soos mense behaars nie. Man, jy sien, as ek nou kerk toe gaan, en daar's 'n uitnodiging, dan kyk ek eers, waar kyk die pastoor? As hy daar vir Anna kyk, en jy sit daar, sit jy doodstil. Maar as hy sy kop so draai, sien my tog raak. Wie wat doen ek by begrafnisse? Daar's voorvrou, sy kan julle kom vertel. Ek sê, ek gaan 'n uitnodiging maak. Ons worry nie oor hom Koos wat hier lê nie. Hy het sy chips gehad. Ek gebruik mooi woorde dan, want die familie is bietjie hartseer. Ek sê, hy's verby. Vandag gaan nie oor hom nie. Vandag gaan oor jou en oor my. En jy moet vandag 'n besluit neem, want die volgende kussie wat hier gaan staan, gaan dalk jy wees. Of ek. Mense wil mense liefhebbers wees. Dis lekker om 'n volgelinge te hê. Eendag vra my kleinkind, sê vir my, oupa, hoe voel dit om daar voor te staan en al die mense luister vir jou? Ek sê, my kind, I wish.
Maar hulle kyk vir oupa. Ek sê, ek is bewus daarvan. As ek soontoe loop, dan draai almal se oë so. Dit lyk of hulle tennis kyk. En as ek 'n U-turn maak, dan maak hulle oë so. Sit my nogal op die spot. Christus nie met oordienste soos mense liefhebbers nie, maar soos diensknegte van Christus. Soos diensknegte van Christus. Wat die wil van God van harte doen. As jy die wil van God van harte doen, as die 900 lidmate van Jesus is lig, die wil van God doen, dan het ons hierdie gebou 'n dubbelverdieping gemaak, want hy sou te klein gewees het. Sou ons op 'n Woensdag aand moet plek bespreek om die bid hier by te woon. Maar nee, ek is okay. Waar's my foon? Hier sê. Ag, pastoor, bid asseblief vir my. Ek en my man het huweliksprobleme, my kind is siek, ek het kanker, ons het nie geld nie, ons het nie kos nie. Ek beloof jou, ek gaan saam met jou bid. Ek beloof jou, ek gaan God vra om jou omstandighede verander. Sal jy asseblief Woensdag aand hier wees? Nee man, moet nou nie laf wees nie. Ek is besig op 'n Woensdag aand. Ek het nie tyd op 'n Woensdag aand nie. En hard te doen en met goedwilligheid die Here dien. As jy jouself moet vra vanmôre, dien ek God? Gaan ons almal ja sê. Hulle ook. Which is nice. Ons dien almal God. Maar dien ek hom met gees en met waarheid? Dien ek hom lou? Of dien ek hom as and when? Net jy kan daai vraag antwoord, ek kan nie. Dan oordeel ek jou. Ek is nie hier om jou te oordeel. Ek is hier om vir jou te vra, hoe dien jy regtig die Here? Is jy regtig gehoorsaam? Jesegiel 33, so waar as ek leef, Jesus, spreek die Here gewis, ek het geen behaag in die dood van goddeloses nie. Die Here het my vergeet, ek is op pad om dood te gaan, ek wil van die gebou afspring. Nee, hy sê ek het geen behaag daarin dat jy dood gaan nie, maar daarin dat die goddelose hom moet bekeer van sy weg en sy lewe. Waarom tog wil julle sterwe? Waarom wil julle tog sterwe? Waarom wil julle tog nie gehoorsaam wees aan my woord nie? Waarom het kerk, die huis van God, 'n werk geword? Waarom dien ons nie die Here nie? Waarom het 'n biduur? Nou baie mense sê vir my, ons gaan nie uit in die aand nie, dis te koud. Ek kry ook koud. Ek het vanoggend gesê, ek dra ook nou 'n wessie. Ek het gedog net moffies dra wessies. Nou kry ek ook koud, nou dra ek ook 'n wessie. Moet nou nie uitpraat, moet nou nie vir almal vertel Ben dra wessie. En ek het ook maar my tyd. My liewe mens, kom is ons nie ernstig oor God. Jy het self gekies om hier te wees. Niemand het jou gaan haal nie. Jy het self gekies. Jy moet opgewonde weer raak. Ek raak so opgewonde. God van goddeloses, ja. Handelinge 19 vers 4. Luister wat sê God, nie uit die woord. Handelinge 9 vers 4 tot 6. Daarom sê Paulus, Johannes het die doop van die bekering gedoop. Hy doop mense wat hulle bekeer het. Paulus sê hy het die doop van bekering gedoop. En aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een, Jesus Christus, wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop. Ek dink mense dink elke keer as ons iemand in die doopbad het, en ek dink jy moet nou gedoop word. Ek is bly pastoor Dani doen die volgende doopdiens nie ek nie, maar ek het baie gedoop in kou water. My liewe mens,
Toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus, en Paulus het hulle aan die hand gelei, en die Heilige Gees het op hulle gekom. Wat sê dit vir my? Dit sê vir my, die Heilige Gees klop. En as jy oopmaak en gehoorsaam is, gaan hy sy Gees in jou gee. Anderster dalk nie. Ek sê dalk nie, want dalk is ek nie heeltemal reg nie. Maar ek glo dit. Ek glo die sleutel tot die ewige lewe is die Heilige Gees. En om die Heilige Gees te ontvang, moet jy gedoop word. Sê die woord. Nee. Kom ons keer daai bladsy uit. Heilige Gees op hulle gekom. Matteus, dis die laaste een wat ek gaan lees. Matteus 8, ek moet nou net nie groot mond wees. Ja, dis die laaste. Gaan dan heen. Ek wil jou 'n vraag vra. En moenie jou hand opsteek nie. Dit is die helfte van 2025. Die meeste van ons wat hier is, was Januarie al hier. Hier en daar 'n gesiggie wat ek 'n nuwe ene. Nou hoor ek ken hom al jare saamgewerk by Metrorail. Hoeveel mense het jy wat so lekker onder die donsle en Milo drink? Hoeveel mense het jy hierdie jaar al van Jesus vertel? Gesê, gee my jou hand, of vir jou bid. Hoor, ek wil net vir jou sê, daai goed wat jy doen pas nie by die bekering nie. Nee, Ben, dis baie persoonlik, ek meng nie in nie. Dis nie wat God sê jy moet doen nie. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sorry man. En leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ai man. Doen, jy gereed met daai lied. Doen jy regtig soos God sê, jy en ek, of ons gaan vir jou 'n lied speel, dat ek kan close, of sing ek hierdie lied? Luister na sy woorde. Ja, die Elvis sing. So I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, on which I'm certain I live. A lifeless fool, I travel east, and everywhere I oh, more, much more than this, I did my way. Luister na die woorde. I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without intention. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, much more than this, I did my Liewe Christen, volgeling van Jesus Christus, kind van God, verstaan ek en jy nog 70x7? Of is dit nie van toepassing op sekere goed in my lewe nie? Ek moet julle hierdie storie vertel, dis nie so maklik om te vergewe nie. Het is maklik om hier te staan en sê, vergewe die wat jy te nagekom het. 3 uur die môre stop ek voor die hospitaal, my seentjie is die vorige dag gebore, Benny,
Hy's net so groot, en ek het hom bietjie vasgehou en hom opgevreet, halfpad. Ek het gedog, dis die wonderlikste ding onder die son. Wie het nou gedink, Ben Louwtje gaan 'n papa wees. En 3 uur die oggend word hy siek. En ek stop, en oor kan die pad stop 'n kar, en ek en die persoon klim saam met ons, loop tot by die huisbak. En ek kyk hom so, hy's 'n klein mannetjie, en ek sê, jy seker die kinderarts? Hy sê, ja. Ek sê, jy's hier vir my kind. Hy neem die besluite wat 'n dokter moet neem. En die volgende dag sterf my kind. En ek wil iemand boelie, ek wil iemand slaan, so hard as wat ek kan slaan, met soos 'n vlieg plat wees as ek net klaar is. En die naaste ou, is die kinderarts. En ek besluit, hierdie ou gaan ek doodry. Of ek gaan sy kleinkind skiet, of ek gaan iets verskrikliks aan hom doen. Want hy het iets verskrikliks aan my en Francis gedoen. En ek luister na meer preke as wat jy breakfast gehad het. Oor 70x7. En ek sê, that'll be the day when I die. Ek sal hom nie vryspreek nie. As ek hom in die hande kry, gaan ek hom verwrig tot sy oë uitpop. Ek staan in die hospitaal, ek bid vir 'n kind wat in 'n broeikas lê. Nou staan ek so, en Francis is aan my arm, en jy kan ons voel as iemand so verstyf. Nou my oë is toe. Jy het seker gekoekeloer. Now that I think about it. En ek voel, sy het hierdie kant gestaan, ek voel sy druk my so, en ek maak my oë oop, ek dog die Filistyne is op ons. En raai wie staan voor my? Die kinderarts. En onmiddellik sê ek, Here, kan ek nie net sê, asseblief raak en slaat hom onderste bo, dan gaan ek anders of niks gebeur. Dis nie so maklik om te vergewe nie. Maar God verwag het van my en jou. Daar was 'n dag wat ek op my knieë moes gaan en sê, dokter, ek spreek jou vry. Hy's 'n maand later dood. Dokter, ek spreek jou vry. Ek besef, jy het nie my kind doodgemaak, dit was God se wil. Dis God se wil, dat ek, soos ek gaans loop. Dis God se wil, dat waar's Tuis nou? Tuis moet nie agter die paal wegkruip nie. Dat Tuis in 'n verskriklike karongeluk was, laat dit genade is, laat hy hier is. Dis God se wil, dat jy vanmôre hier is. God vra, doen jy nog die 70x7 ding? That'll be the day I did it my way. Is jou huis in orde? Is jy pa, man, nog die herder, die priester, die profeet van jou huis? Is jou kinders nog goddelik of ongoddelik en onbeheers? Jy gaan voor God staan en hy gaan nie vir hulle die skuld gee, en hy gaan jou vra, wat het jy gedoen? Die wet van God. Nee man, Ben, dis oudtyds. Ons leef nie meer in die Ou Testament nie. Jesus sê, ek het nie die wet kom wegvat, net dit volbring. Om getrou te wees is onbelangrik. Wie het dit al gehoor? Saam bly is die een ding. Ek weet nie hoe kry ou dit reg nie. Ek dink ek sê heel met senuwees wees. Ander kom skoonpa met die kan daar om die hoek of iets in daai lyn. Kinders buite die huwelik is normaal. Ek kan ons nie nou verloof raak en trou en 'n babatjie hê nie. Dan's ek 'n square. Ek wil nie 'n square wees nie. Ek wil in wees, ek wil cool wees. Dis nie wat God sê nie. Ouers, veral pappas, so onbetrokke. Ons is so besig met so baie goed, dat ons nie by die goed kom waarmee ons moet besig wees, wat God verwag om mee besig te wees. Daar's 'n program op YouTube en TikTok en TokTik en ek weet nie waar oral nie. Amerikaanse soldate gaan oorlog toe. En as ek so Dion, dit lyk vir my, hulle weet nie wanneer kom hulle terug nie. Party kom na 'n jaar terug, party kom na 18 maande terug.
dit lyk my nie, hulle gaan na hierdie oorloglande toe en hulle ry met groot skepe uit die hawe uit, dan kom hulle nie terug nie. En dan eendag, dan kom hulle nou huis toe. En dan maak hulle nou 'n video. Wie het al daai video's gesien? Julle moet 'n bietjie TikTok, jong. Leonay kom vertel hulle hoe werk TikTok. My kind verstaan TikTok. Eerste ding wat sy moet doen, sy moet mamma se foon in die hande kry. En die tweede ding wat sy doen is, sy moet haar oupa leer. En dan sit hierdie klein dogtertjie of seentjie in die skool en dan is sy besig en dan hoor sy haar naam en as sy opkyk dan staan pappa of mamma daar. Gaan kyk dit. Daai kind huil hysteries. In sy hardloop, sy spring soos 'n kangaroo van daar tot hang sy om haar pa se nek. Dis wat jy beteken vir jou kind. Maar ons hardloop weg. Mense, mans, hardloop weg. Vrouens, drop hulle babies en hardloop weg. Dis nie wat God sê nie, dis nie wat God verwag nie. Baie ouers word verniel. Ek kan jou nou, mense, ek wil amper sê, laat opstaan, dat jy sien wie se kinders vloek hulle en wie klap hulle in. God sê, eer jou vader en jou moeder. Vraag, ek gaan afsluit. Ek gaan nou nie soos Roan afsluit en dan 10 minute aanhou. Ek gaan nou afsluit. Daai man oefen vir die Comrades. Hy sê, hy kan nie wees nie, want hy is bang julle steek hom aan, dan gaan hy nie, kan hardloop nie. Ek sê, glo my, as hulle jou aansteek, gaan jy vir hulle dankie kaartjie stuur. As jy voor die TV sit en sien hoe val jy ons oor mekaar se voete, oor hulle te moeg is. Ek wil ook die Comrades gaan hardloop, ek het geoefen, ek het 10 kilo se dag al gehardloop, toe kom die lorry. Nou elke keer as ek die Comrades kyk, Dion is ook op pad. As ek die Comrades kyk, dan sê ek dankie vir die lorry, die Jesus, want dit lyk vir my verskriklik. Wat gaan vandag gebeur? Wat sal vandag hier verander? Kan ek jou sê wat sê my Ben Loubser, nie my gees nie. Wat sê Ben Loubser? Niks. 'n Paar ouens gaan vir my sê, dankie, dit was mooi. Moenie vir my sê dis mooi nie. Sê Ben, jy het my so geïrriteer. Kyk hoe lyk my tone, wat jy stikkend getrap het vanmôre. Hoekom trap jy my uit? Sê dit. Ek is nie bang nie. Niks in die kerk verander na die woord van God so duidelik gepraat het nie. Die wat vloek gaan volgende week nog vloek. Die wat syp, die wat toereer, die wat nie gedoop is nie, gaan nog nie gedoop wees nie. Die wat nie bid hier toe gekom het nie, gaan nog nie bid hier toe kom nie. Niks gaan verander nie. Want die kerk is nie die gebou nie. Hy kan nie onbekeerd raak nie. Die kerksmense, van die ou wat hier voor staan, tot die ou wat by die kar staan, is onbekeerd. Ons is goeie kerkgangers. Trap ek op jou toon? Ek is nie jammer, amper lieg. Ek is nie jammer. Ek wil hê jy moet verander. Ek wil hê jy moet vanmôre opstaan en sê, Here, red my siel. Here, help my, verander my. Want ek sit hier met 'n verwagting. Ek gaan hemel toe, maar they'll almost get into heaven. Dis nog op skool, dan sê jy vir 'n ou, as jy 'n boks skiet, wil jy amper raak of amper misskiet? Dan uit gewoonte sê ons, amper raak. You can miss him with a mile. Ek wil hom graag amper misskiet. Ek wil almost net genoeg doen om in te gaan. I don't want to miss Jesus Christ by a mile. God se genade is genoeg vir hulle wat hom dien alleenlik. En daarmee sluit ek af. God se genade is vir my en jou en jou en jou en jou en jou en julle genoeg. As jy sy kind is. As jy gehoorsaam is. As jy doen wat die woord sê, nie wat die predikant sê, of die kerk se konstitusie nie. Ag, Vaderland, is so 'n ingewikkelde dokument. Ek dink die wat hom geskryf het verstaan nie eers nie na die dokument kyk nie. Ek is bietjie anti-denominasie in kerk en hoofkantore en hulle manier van God dien. Hulle gaan so maklik agter die wêreld aan. Ek is bekommerd oor my en jou wat hier sit vandag. Ek is bekommerd oor Springs,
wat op pad hel toe is. Ek is ook bekommerd oor al die kerke in Springs waarvan die helfte of 80% op pad hel toe is, terwyl hulle hierdie stoele vuurwarm sit. Kom ons sluit ons oë. Ek het net nou gesê van besluite neem. Vinnige besluite, stadige besluite, moeilike besluite. Party wil Kaap toe trek, en toe besluit hulle gaan nie meer nie, maar party wil nie besluit nie, en ek is lus en bid dat hulle besluit, maar ek mag nie, want God het 'n plan. My liewe mens, jy gaan vanmôre 'n besluit moet neem. You can stay like you are for the rest of your life, or you can change. Die goed wat jy nie doen nie, wat God sê jy moet doen, moenie dit doen as jy nie wil nie. Maar moenie kwaad wees as jy hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Nee, maar Vader, jy is nou onredelik. Ek was 'n goeie, ek was 'n predikant. Ek het meer as my 10de gegee. Ek het nie 'n erediens gemis nie. En as ek nie kon gaan nie, was ek op die TV of op my foon. Genade, God se genade is genoeg vir hulle wat hom dien en hulle wat hom liefhet alleen. Jy gaan 'n besluit neem. Ek weet mense hou nie daarvan as jy sê kom staan nie voor. Maar ek gaan tog 'n uitnodiging maak. As jy vanmôre hier sit en jy sê, "Jene Ben, dit klink vir my na 'n great plan, maar ek weet nie hoe nie." Ek het nog nooit vir die Here gevra. Kom luister hoe bid mense. Here, ek wil 'n nuwe kar en 'n nuwe huis en ek wil baie geld hê en my kinders moet ryk wees en hulle moet slim wees, hulle moet almal top 10 wees en maar ek so skud. En sê, wat van hulle ewige lewe? Wat van die Heilige Gees? Bid vir die Gees van God en jou kinders. Wat worry jy of hulle op die top 10 is? Worry jy of hulle die hemel gaan maak? Ek wil hê met jou hand opsteek, nie nou nie, relax. Want ek gaan my oë toemaak, want dit is nie vir my wat jou hand opsteek nie. Jy steek jou hand vir 2 redes op. Eerste vir jouself. En tweede, dat God dit kan sien. Deur sy Heilige Gees, wat hier is vanmôre. Jy steek net jou hand op en laat sak hom. Dis al wat jy doen. En as jy jou hand opgesteek het en jy weet nie hoe nie, dan staan jy op en kom staan nie voor. En julle bidders, en hier's 80 bidders, wat nog nie by die bidders aangesluit het nie. Julle begin sommer vandag, kom sit jou hand op 'n skouer, moenie vir hulle bid nie, dat hulle vir hulle self bid. Ondersteun hulle net. Alle oë gesluit, want ek weet wat gebeur, jy kyk nou vir jou vrou of 'n man of jou kinders hulle hand opsteek, dat jy hulle kan uittrap op pad huis toe. Moenie nou rondkyk nie. Elkeen is nou homself. Elkeen besluit nou self. Ek maak my oë toe. Jy steek jou hand op en jy laat sak hom. Here, U sien elke hand. U hoor elke hartklop. Here, U weet nou al wie gaan sê, ja, mooi, dis 'n mooi diens. O, jy het so mooi gepraat. Maar gaan nie verander nie. Here, ek persoonlik glo, die woord van God is die waarheid. En as ons nie doen wat die woord sê nie, then almost we will get into heaven. Here, laat mense se harte vanmôre verander. Nie hulle houding nie, hulle harte, die houding van selfsprekend kom. Here, vul ons met die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen.